Die rand versterk, die dollar verswak en ons gaan kyk hoekom dit gebeur en waarheen dit nou op pad is. Welkom by hierdie week se ekonomie oorsig waar ek en Waldo gesels oor die rand, inflasie, rentekoerse en alles wat Suid-Afrika se ekonomie vorentoe kan beïnvloed. Voor ons begin wil ek net dankie sê. Julle het AMT gebou tot waar ons vandag is met meer as 1.2 miljoen kyke net oor die afgelope maand. Elke kyk, elke deel en elke kommentaar maak vir ons 'n verskil. Daarom wil ons opreg dankie sê aan elkeen wat AMT oor die afgelope 9 jaar ondersteun het. Sonder julle sou ons eenvoudig nie gewees het waar ons vandag is nie. Maar met dit gesê, kom ons spring gou weg met die nuutste syfers. Die rand verhandel tans teen R16.02 teenoor die Amerikaanse dollar, op R18.67 teenoor die euro en op R11.45 teenoor die Australiaanse dollar. Brent oliepryse staan tans op $91.56 per vat. Soos beloof gesels ons weer met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit vandag. Baie welkom by ons, Waldo. Dankie Johnny. Waldo, ons het nogal interessante styging in mieliepryse gesien ten spyte van hierdie verskriklike sterke rand, of baie sterker rand, kom ons noem dit so, by R16 per dollar. Sê eers vir ons hoekom dit nou gebeur. Johnny, dit is hoofsaaklik die swakker dollar eerder as die sterker rand. So mens kan amper sê vergeet die binnelandse nuus en ek kan nie sê vergeet die fundamentele faktore nie, maar die fundamentele faktore is op die oomblik minder belangrik. So as jy nou net gaan sê, maar hoe lyk die rentekoersverskil tussen ons en die FSA, of hoe lyk die groeikoersverskille, of so, hulle verklaar nie wat op die oomblik aan die gang is nie. Hulle sê die wisselkoers moet omtrent so 1660 wees. Yes, wat daai model nou min of meer wys, hy moet eintlik op 'n swakker vlak. Dis reg. En so hierdie het alles te doen met Amerikaanse rentekoerse en hulle staatsskuld wat nou die laaste week nogals baie in die nuus is. So dis die groot drywer daar. En dit sit vir Trump ook in geval baie onder druk, want hy het beloof dat die staatsskuld gaan afkom, die inflasie gaan afkom, lewenskoste gaan afkom en alles is presies teenoorgestelde. Ja, hy het nou 'n verkiesing om die draai en lewenskoste is 'n groot storie in die FSA en of 'n verkiesingsstryd word rondom hierdie lewenskoste gevoer. En nou as jy nou 'n 30 jaar verbandlening daar het, dan is jou rentekoers nou 'n bietjie hoër as wat hy was. So, en ek meen kiesers wil dit nie hê nie. So daar is nou baie praatjies op die internet van is Scott Bessent wat nou hulle minister van finansies is, probeer hy nou rentekoerse afpraat op die oomblik met die gedagte dat daai langkoerse so bietjie laer is. Hulle het ook aangekondig dat hulle gaan nou 'n terugkoopooreenkoms maak op hulle skuld. So hulle koop van hulle langtermynskuld terug, die tesorie, en hulle finansier dit deur korttermynskuld te verkoop. So toe die opbrengskoerse so knerts afgekom hier einde laasweek, maar is eintlik maar terug waar dit was. Maar die dollar het verswak toe ek nou dit gelees het, en as jy dalk vir die mense wat nou luister kan verduidelik ook hoekom langtermynskuld nou swakker vir die dollar eintlik is, of die dollar laat verswak het, die rand laat versterk het, Australiaanse dollar laat versterk het, al daai tipe goed. En hoekom daai eintlik hierdie, kan ek sê, scenario afspeel op die oomblik. So hulle staatsskuld is nou, maar dit is massief, dit is $40.000 miljard. Die Engels is triljoen, maar ons het nou nie 'n Afrikaanse woord nie, dis 1000 miljard. Dit voel of my skuld ook op haar slag. Maak net dan nie heeltemal daar. Okay. 130% van die bruto binnelandse produk. So dit is 'n reuse staatsskuldlas en hulle begrotingstekort 6% van BBP. Wat ook hoog is. Ek meen tradisioneel sê vir 'n land wat se begroting goed bestuur word, moet jy nader aan 3 wees. So groot begrotingstekort sit dan net nog skuld by jou reuse hoop skuld wat jy reeds het. Ja. So en dan hierdie skuld het dan eintlik in die laaste 10 jaar verdubbel. So dit was baie, maar nou is dit regtig baie. En dit alles maak nou in die kop van beleggers was 'n Amerikaanse staatsskuldinstrument nog altyd half die standaard vir 'n risikovrye belegging. Ja. Nie 'n wonderlike rentekoers nie, maar daar's geen kans dat hulle nie jou geld vir jou gaan teruggee nie, want hulle druk dollars. So selfs al kom hulle onder watse druk, hulle kan altyd hulle skuld afbetaal deur net nog dollars te druk. Nou, vroeër het mense nie gedink dit sal sommer gebeur nie. Ek meen, hulle is daarom al goed bestuur die ekonomie ensovoorts, maar nou begin beleggers bietjie wonder, gaan hulle nie dalk op 'n stadium bietjie dollars druk om hierdie skuld te begin terugbetaal? Dan is dit 'n rabbit hole amper rond. Daai is inflasie. En jy kan dit dalk nie stil doen nie. Eintlik dat meer stimulasiepakkette, al daai tipe goed, meer geld in die stelsel, hoër inflasie, al daai goed, nee. So en natuurlik as jy 'n vermoede het dat inflasie hoër gaan wees iewers in die toekoms, dan wil jy nou 'n hoër
opbrengskoers op jou belegging in staatsskuld kry, want jy moet nou kompenseer vir die feit dat jy gaan koopkrag verloor teen die tyd wat jy jou geld terugkry. So dis die storie agter die storie. Is die vrese rondom hoër inflasie maak nou dat hulle staatsskuldinstrumente nie meer so gesog is nie. So beleggers verkoop dit en daar's 'n omgekeerde verwantskap tussen prys en opbrengs. So as die prys daal, dan styg die opbrengskoers. En daar's nou baie interessante goed rondom dit. So byvoorbeeld was daar altyd, hulle praat van 'n gerieflikheidspremie. Weet jy kan nou belê in of Amerikaanse staatsskuld of in AAA korporatiewe skuld of in ander G10 lande se skuld, maar daar was altyd was die Amerikaanse staatsskuld was jou eerste keuse. Jy hoef eers te dink daaroor nie, jy hoef dit nie te hedge met enige ding nie. Dis deel van jou pakket gewees. Jy koop hom, hy's risikoevry, jy kry ietsie. Maar daai het nou verdwyn. So in groot institusionele beleggers se koppe is Amerikaanse staatsskuld is nou gelykstaande aan AAA private skuld of dan wat nou byvoorbeeld gaan om datacenters te bou vir AI of dan nou G10 lande se skuld. So die feit dat hulle altyd kon leen, sonder dat iemand 'n vraag vra, is besig om so 'n bietjie te verander en die uitlaatklep vir dit is die dollar. En terselfdertyd het die goud weer 'n bietjie opgetel. Ja, dis reg. So goud was ook nog maar die alternatief. Hy's vanoggend weer 'n knersie laer, maar so as ouens begin ongemaklik voel met hierdie staatsskuld situasie, hulle verkoop daar, dan 'n deel daarvan gaan goud toe en dan sien mense dit so effentjies. En dan help dit natuurlik die rand ook. Ja, op die rand aan twee kante. So daai geld moet iewers heen gaan. Dit gaan bietjie ontleikende markte toe, by ons effektemark en ook so 'n klein bietjie in die aandelemark in en dan ook goud en omdat ons 'n goud uitvoerder is, help dit ook. Wil nou ek vir jou vra, baie moeilike vraag. Gaan ons kom ons sê ons is op 16 vandag, R16 gaan ons, wat is die waarskynlikheid dat ons na 15.50 toe kan gaan? Dalk moontlik sterker, of wat is die groter waarskynlikheid dat ons terug na 16.50 toe gaan? Wat is jou gevoel? Johnny, 15.50 lê op die ver kant van die voorspelling van my model nou. So jy's nou al by 'n standaardafwyking verby. Okay. So ek dink die kans is relatief klein. Maar as mens nou dink oor wat sou dit beïnvloed, dink ek is die groot vraag is wat se voor die verkiesing dinge gaan gebeur in Amerika. So die ouens wat Kevin Walsh se persverklaring soos lyn vir lyn ontleed. Hulle vat hom woord vir woord eintlik. Al conspiracy theories daar uit en alles. Hulle vat hulle daai notules van die FOMAC en hulle line hulle so mooi op en hulle sê maar hier sê dit, daar sê hulle daai. Hulle sê daar's verskille. Die komitee druk hulle bekommernis oor inflasie op een manier uit, dan in die persverklaring sê hy dit so effentjies anders. So is hy ook half aan die kant van hy dink eintlik hulle moet skiet gee op rentekoerse. Maar selfs al gebeur dit nie, skep hy onsekerheid wat die dollar verswak. So tussen hom en dan nou wat hierdie terugkoop van hulle skuldsituasie, dink ek dit werk teen 'n sterker dollar. So dalk moontlik 'n sterker rand. Ek kan nie vir jou sê 15.50 nie. Ja, maar kyk, ons sê onder 16. Maar ek dink die volgende 2 maande is half die druktyd wat as hulle iets wil doen vir die Amerikaanse belastingbetaler / verkiezer, moet jy dit nou doen om die ouene positiewe by te kry dat hy reg stem. Maar is daai onsekerheid nie reeds in die R16 ingeprys nie? Ek weet dit is nou baie moeilike vraag. Ek weet as jy nou kyk na 'n mielieprys van 4.200, dan weet ons alles wat ons weet is in daai prys ingeprys. So is hierdie R16 nie alles ingeprys met die verwagting dat hulle moontlik gaan sny ensovoorts, en as hulle dan meer sekerheid kry, dan kan ons dalk weer 'n bietjie terug beweeg. Ek dink die onsekerheid is daar. Ek dink waaroor of die unknown unknowns, soos hulle sê, is daar dalk 'n onverwagte move iewers wat ons nie kan sien kom nie en wat mense nie dink sal gebeur nie. Maar is die onverwagte een of bo of onder verwagting, daai tipe goed, En wat mense dalk dink, maar hulle sal dit mos nou nooit doen nie, want hulle is so verantwoordelik en so ontwikkeld en so voort, maar dalk haal hulle daar 'n verrassende haas uit die hoed uit net voor November. So ek dink dit sal om 15.50 toe vat. As hulle skielik die helfte van die Federale Reserve Raad se ouens onder een of ander
aanklag plaas en dan dink ek gaan kan sny. en die rentekoers sny Ja. of sê dit sal 'n wille move moet wees. Maar daar's geen aanduidings daarvan nie, maar so iets sal die dollar nou bepaald verswak. Nee. In die tussentyd kan jy eintlik nie veel meer doen om te verswak as wat reeds die geval is nie. Ek dink jy het nou vanoggend op die nuus verstaan nou weer die nuwe sanksies teen Iran. Maar ek kan nou nie sien hoe dit 'n vreeslike invloed kan hê nie. Dit kan dalk eerder die dollar so bietjie sterker maak. Moeilik om te sê nou, want hulle is effektief besig om op China se tone te trap met die feit dat niemand nou meer iets van Iran mag koop nie. China wil graag ietsie koop. China kry nou 'n groot deel van hulle olie van Iran af. So vir hulle is daai 'n bepaalde ding en ek dink president Xi is veronderstel om nou binnekort in Washington te gaan kuier. Ja, September ja. Ek is nie seker of hierdie dalk so 'n bietjie van 'n skuif is om half die druk op hom te hê dat as hy nou by president Trump kom sit, dan kan hy sê, weet jy, maar ons kan 'n bietjie praat oor hierdie sanksies as jy vir my weer X of Y doen. Het die tydsberekening daarmee te doen of nie. So ja, interessante tye. Want ek wil eintlik ook, ek weet die ekonomiese druk nou op Iran alles, maar ek voel met hierdie staatsskuld wat so geweldig gespring het in Amerika, daar's baie hulle inflasiekoerse en alles. Ek weet nie of ek vir Iran te veel lof gaan of prys eintlik, nie prys nie, is die verkeerde woord. Krediet gee, dis die regte woord. Of hulle nie al lankal hierdie gevoel het dat hulle hierdie ekonomiese druk eintlik op Amerika ook sit nie, en dat Amerika eintlik nou 'n groot gedeelte van hierdie oorlog in hulle ekonomie voel nie. En veral in brandstofpryse en wat in lewenskoste en wat dan op die einde politieke druk word. Ja. En dit is eintlik waar reg oor die wêreld, maar in die VSA is dit ook 'n politieke storie. 'n ander manier van oorlogvoering eintlik. Ja, om bietjie nou sit jy druk op die deursnee Amerikaanse burger wat nou duur betaal vir 'n klomp goed. Maar ons betaal ook nou duurder vir 'n klompie goed. Hoewel inflasie nou so knerslaar was in Julie maand. Maar hier lei dit nie tot 'n politieke vraagstuk nie. Dis maar net 'n lewenskoste issue. Ja, En alles by ons is 'n politieke vraagstuk. Niemand weet. Ja, ek los daai vir jou, Roland. ja, nee, dis nou daaroor gesels. Ja, dis interessant hoe die ons nou einde van die jaar toe beweeg. Waldo, gegee al hierdie inligting, dink jy dalk, so ek nou geluister het, klein bietjie sterker handel oor die korttermyn. Wat dink jy met rentekoerse daai te goed soos aan die einde van die jaar beweeg plaaslik? Johnny, ek dink met Julie maand se effens laer inflasiekoers, het die Reserwebank nou die geleentheid om dalk nog 'n keer te wag. So hulle het nou weer 'n September maand vergadering. Hulle gaan teen September ook weer Augustus data hê wat waarskynlik weer 'n bietjie op gaan wees, want daarna het brandstofpryse weer 'n bietjie gestyg. Maar ek dink die goeie nuus, as mense dit so kan stel, is daar is nog nie 'n teken van tweede ronde druk nie. Dat mens kan sê, omdat brandstofpryse nou gestyg het, Mei maand, Junie maand, jy weet, sien ek dit nou in my haarkapper of my rekenmeester of sulke ander pryse. Nee. En met die rand wat versterk het, behoort ook baie van die inflasiedruk weg te vat. En soos ek nou vir jou luister, klink dit vir my of Amerika eerder sal rentekoerse sny as wat hulle noodwendig sal opgaan. Die kans dat hulle gaan opsit is klein. Hulle inflasie is bo teiken, maar is nie besig om weg te hardloop nie. Ek dink hulle sal eerder ook water trap, ongeag die politieke druk. Is daar nie so baie ekonomiese redes nie. Jy moet eintlik maar net sien dat jy wil nog steeds dit laer hê, maar jy hoef nie nou die handrem op te trek nie. Jy kan maar net saggies op die remme trap. Ja. So en in daai opsig ek dink dit gee ons Reserwebank speelruimte. En hulle kan wag om regtig te sien of sien hulle daai tweede ronde prysskokke. En dit is nog nie in die data nie. Wat interessant is, mense sou nou dink dit word dadelik aangegee as jou vervoerkoste so baie styg, moet dit wys in volgende ronde pryse. Maar ek dink dis ook 'n funksie van die verbruiker, kan nie daai absorbeer nie. En produsente, verkopers weet dit. Produk skuif nie, Ja. As jy nou reuse prysverhogings maak, verloor jy jou mark. Ek wonder of die komitee kyk na 'n moontlike El Niño scenario en baie hoër mieliepryse, voedselpryse. Ja. Hulle die laaste seker 5 jaar baie ek moet sê dinkwerk en kapitaal ingesit in klimaatmodelle. Okay. So hulle het 'n hele afdeling wat net klimaatrisiko's probeer prys vir voedselpryse. Ek wonder of hulle vir ons bietjie kan
sê waartoe hulle dink die pryse gaan. Dit sal baie interessant wees. Ons moet maar hoor of hulle nie 'n seminar wil doen net om 'n bietjie te gesels oor waar staan hulle denke nie. Ja. En op die einde daai goed gaan langtermyn inbou en 'n klomp ander goed ook in. Dit gaan 'n oorweging word vir banke wat krediet verleen en so voort. So mens klimaat kan nie geïgnoreer word nie en ek dink al hierdie sprake van die Super El Nino gaan dit op die tafel sit op plekke waar ouens tot dusver nog nie daaroor gepraat het nie. Baie dankie Waldo. Weer eens baie insiggewend, baie lekker om saam met te gesels en ja, sterkte vir die week. Dankie Johnny, waardeer dit. Baie dankie dat jy ingeskakel het by hierdie week se ekonomie oorsig. Sien julle weer volgende week.